Baie dankie David vir die musiek. Goeiemôre aan elkeen op hierdie lekker verfrissende koelerige Sabbatmôre, maar ek verstaan dis darm bietjie warmer as verlede week, nê. So ons hoop dat u 'n geseënde Sabbat het saam met ons en voordat ons begin met die Sabbatskoolprogram, kom ons bid saam. Liewe Here, ons dankie vir die groot voorreg wat ons het om U naam aan te roep. Ons dankie dat ons lewens in U hande kan oorgee elke dag. En liewe Here, dankie vir die voorreg wat ons het om hier by die Sabbatskoolprogram te kan wees. Liewe Here, dat ons nou meer kan leer van die koninkryk en hoe om die koninkryk te bedien, om U hande en voete in die koninkryk te kan wees. Seën en lei ons asseblief nou deur die inspirasie van die Heilige Gees op ons harte, sodat ons dit wat ons leer sal toepas in ons lewens. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons het 2 verjaarsdae gehad hierdie week. Ek is nie bewus van enige huweliksherdenkings nie, maar korrekteer my asseblief. Ons het vroeër die jaar vir Pieter gehad, en Pieter het Tooi, ek het hom nou net hier agter gesien, en verloot is vandag. Baie geluk en my innige simpatie, dat julle ook ouer word. Want ons word nie oud nie, nee? Ons is net nie meer 21 nie. Maar baie geluk, en dan gaan ons nou saam staan vir ons openingslied, as ons die openingslied kan sing. Sit. Ons gaan nou die sendingverhaal kyk. Baie dankie, Greg. Stephanie and her husband asked God for a family, and He answered their prayer in an unexpected way. God took 20 years to carefully write this adoption story, which is the story of our family. And we have the certainty that He chose it for us. Michelle was chosen for us, just as we were chosen for her. After about a year of trying to have a baby, Stephanie and her husband were unable to get pregnant. They looked into adoption, but found the process would take longer than expected. But because of the way the Lord works, the following year I got pregnant. I had my first daughter, and 3 years later, I had my second child. Their prayers were answered as they cared for 2 children, but adoption was still lingering in their minds. I told my husband, calm down, I'm going to pray. What I'm going to do is I'm going to ask the Lord that the person He chooses for us comes to us. I remember telling the Lord that it was important to us that He chose, because they were going to be that person who needed our help, and that we also needed that person. The Adventist Church of Limon, Costa Rica
is connected with the needs of its community. Each week, Stephanie and other volunteers visit a local orphanage to hold programs and Bible studies for kids who are interested. More than 100 children live here. Dozens of children and caregivers attend the programs and worship services. Church members are paired up and assigned to visit a specific house in the orphanage. Una amiga y yo nos correspondió la casa 7. A friend of mine and I got house number 7. When we were giving Bible studies in that house number 7, I noticed that there was a girl who was very attached to me. She was the one who carried my bag. She always met me at the gate and took me to her house, and she paid a lot of attention to Bible studies. So that was how I got to know the Adventist movement. That's how I fell more in love with who I am now. I was baptized, and I remember one day I told her, "Why doesn't she adopt me?" I said it. That is, it was something very spontaneous. Pero yo decía, okay. But I said, okay, it seems to me an answered prayer because we had said that the person that the Lord chose had to come to us. And indeed, this girl came to us and asked me to adopt her. Over time, Michelle went to live with Stephanie and eventually completed the official adoption process. Today, Michelle is studying nursing at Central America Adventist University in Costa Rica. She is close with her family. Unfortunately, Michelle is one of the few from the orphanage who are adopted. Those who aren't have to leave the orphanage when they turn 18 and enter a new, harsh reality. I feel that this is the reality that many young people live there. They get depressed. Sometimes they don't see the meaning of life, and it's because, honestly, they don't see that light that every young person needs. This quarter, a portion of your 13th Sabbath offering will help build a center where these young adults can go when they turn 18. This center will provide a safe place for them to stay while they learn skills to find jobs and become a contributing member of society, rather than turning to drugs and other alternatives. Those kinds of people, even if they don't show it, need a lot of love, a lot of appreciation, a lot of understanding. Please pray for the children and young people in Limón, Costa Rica. Thank you for contributing to this offering that will make a difference in so many lives. Baie dankie. Wat 'n geïnspireerde storie wat ons net weer eens herinner aan die waarde van familie. Veral wanneer daar 'n aanneming plaasvind en veral in God se familie, want niemand van ons is biologiese kinders van God nie, né? Ons is almal aangenome kinders van God. Ek gaan nou die diaken en diakones vra om ons sendingverhaal en dankoffer op te neem. Dankie. Kom ons bid saam. Liewe Here, ons dankie vir die groot voorreg wat ons het om hierso te kan sien hoe U werk in alle dele van die wêreld, liewe Here, en dat ons nou ook die voorreg het om daarin deel te kan hê. En ons vra U asseblief om hierdie sending, offergawe en dankoffergawe te neem tot die verheerliking van die koninkryk, en gee asseblief ons as mens die insig en wysheid om ook hierdie fondse so aan te wend tot die verheerliking van die koninkryk. Liewe is ons gebed in Jesus naam. Amen. Baie dankie.
Ek het gister vir Greg 2 titels gegee vir die Sabbatskoolprogram vandag. Ek het vir hom gesê, as ons besoekers of gaste het, is dit hierdie program, en as ons kerklidmate is daardie program. Omdat die Sabbatskool is eintlik 'n opleidingsprogram, dit is eintlik waaroor Sabbatskool gaan. Sabbatskool gaan oor die evangelisasiebeen van die kerk. Maar soms met geleenthede soos vandag, wat ons verwag om gaste te hê, dan moet 'n mens ook baie sensitief wees oor hoe 'n mens praat en watter onderwerpe jy aanraak met gaste. En Greg, ek besef eintlik nou die TMI onderwerp was gewees as ons almal lidmate is, as ons nie gaste het nie. Maar ek dink ons kan vandag of vir nou hierdie program 'n uitsondering maak vir Helene, hè. Wat oor 'n paar ure 'n lid sal wees. So tegnies, Helene, gaan ek jou nou as 'n lidmaat aanskou. Dis hy TMI. So rukkie terug het ek bietjie gesels oor die global survey wat gedoen was deur die Adventist Archives and Research Institute. Greg, as jy dalk daai eerste slide vir ons kan opsit, daar sê. En toe het ons so 'n bietjie gekyk na die dinamiek of die demografie van die kerk, van die globale kerk. En nou gaan ons bietjie kyk op die uitreikbeen of die evangelisasiebeen wat hulle gevind het. So, wat daar bevind was, is dat baie van die mense, amper 50% van die kerklidmate, sê dat hulle is ongeveer 1 keer 'n maand betrokke met uitreike, wat nie op Sabbatte plaasvind nie. Met ander woorde, programme wat deur die week plaasvind. Die volgende enetjie. Dan ongeveer 75% van kerklidmate het gesê, dis baie belangrik om voormalige lidmate wat weggeraak het, wat ons nie meer sien nie, te gaan opsoek en hulle weer terug te bring. Maar omtrent dieselfde persentasie het aangedui dat hulle self eintlik 'n aktiewe rol daarin moet speel. Dat hulle self daardie verantwoordelikheid moet dra. Dis nie noodwendig net die verantwoordelikheid van die predikant of die ouderlinge nie. En dan net so onder die 75%, omtrent so 70% van lidmate, het gesê dit is baie belangrik vir ons as 'n kerk om ons huidige lede se behoeftes in te volbring. Ons noem dit nurturing of koestering. Met ander woorde, dit is nie net op evangelisasie om nuwe mense te bereik en van die Here te vertel nie, maar dit gaan ook mense wat reeds die Here gevind het, se lewens is nie perfek en normaal nie, hulle en ons het ook uitdagings in ons lewens en ons moet daarna ook omsien. En dan die rol van die kerk in sending, en veral wanneer dit kom by jong mense. Ongeveer 70% van die kerk sê dat daar moet 'n goeie betrokkenheid wees met die uitreiking na jong mense toe. En bietjie minder as hierdie 70% sê dat dit is huidiglik die geval. Met ander woorde, mense voel daar moet bietjie meer gedoen word. 'n Klein persentasie voel daar moet bietjie meer gedoen word. En dan, die mees effektiefste metodiek wat ons kan doen vir evangelisasie, en dit is eintlik waaroor ons vandag gaan praat, is oor TMI, Total Member Involvement. Ongeveer 90%, as ek reg onthou het. Ja, ongeveer 90% van die lede glo en sê dat Christ's method is die mees effektiefste metode om mense te bereik. Okay. Wie weet wat is Christ's method? So 'n bietjie van 'n trick question, want ons het hom so, ek dink 3 kwartale terug, het ons dit behandel in die Sabbatskool lesstudie. Is daar iemand wat vir ons wil, Rian? Daar sê, eerstens om 'n vriend te wees. Daar sê, jy voorsien eers in hulle behoeftes en dan in hulle geestelike behoeftes, en dan daar's nog so 2 stappies tussenin. Kan julle die ander 2 onthou? Ja, julle het meer as 50% van die stappe. Dis goed, né? So Christ's method sê dat eerstens het Jesus met die mense gemeng, né? Dit is basies waarna jy verwys. Jesus het eers net met mense gemeng. Hy was daar saam met hulle, en wanneer hy met hulle gemeng het, het hy
met hulle geëmpatiseer of gesimpatiseer. Met ander woorde, hy het gesien in hulle lewens wat sy uitdagings het hulle. En wanneer hy gewys het, hy gee om vir hulle met empatie, dan het hy in hulle behoeftes voorsien. En wanneer hy in hulle behoeftes voorsien het, dan het hy hulle confidence, hulle vertroue, ekskuus, want hy hulle vertroue gewen om te wys hy gee om. En eers nadat hy hulle vertroue gewen het hy vir hulle gesê, volg my. Was hy. Alright. So vir die kerk globaal glo dat hierdie is die mees effektiefste metode vir evangelisasie. Okay, dan ongeveer 50% van kerklidmate globaal is amper elke week. Met ander woorde, kom ons sê ten minste elke tweede week betrokke by 'n small group of 'n selgroep. Okay. Wat is die statistiek in ons gemeente? Okay, wat is die statistiek gewees in ons gemeente begin van die jaar? Niks. Ons het nie 'n small groups gehad nie. Ons het hierdie jaar het die Sabbatskoolraad bymekaar gekom en besluit, maar ons wil graag 'n small group bediening begin. En uit die Sabbatskoolraad uit het hulle met so 'n beweging begin. Hulle het 'n small group op die been gebring en hulle is tans besig om te ontmoet elke week om bietjie te oefen, navorsing te doen, te leer wat is small groups, waaroor gaan dit, hoe om dit te dryf. En so miskien in die volgende 10 weke of so, dan is daar die small group se lewe dan tot 'n einde en dan gaan ons kyk om die volgende fase te begin. So hierdie is ietsie wat baie onlangs in ons eie gemeente begin het. En ek persoonlik is baie opgewonde daaroor. En dan Total Member Involvement, nee, dit is waaroor ons titel gaan, TMI, Total Member Involvement. Total Member Involvement sê dat ons kry 'n evangelis soos hom Ernie en ons vra vir die predikant en 1 of 2 ouderlinge en diaken, miskien 'n hoofdiaken, hoofouderling, maar nie meer as 4 mense om evangelisasiewerk te doen nie. Is dit wat TMI is? Nee. TMI sê Total Member Involvement. Met ander woorde, die betrokkenheid lê by elke liewe lid, elke liewe persoon in die gemeente. Dit is nie net 'n handjievol mense wat die werk doen in die gemeente nie. En dit is gebaseer op Christ Method. Christ Method wat die kerk sê is die mees prominentste of die beste manier om te evangeliseer. Maar die uitdaging is dat net 32% van mense is aktief betrokke met die Christ Method en 33% van mense het gesê hulle het al daarvan gehoor, maar hulle is nie betrokke nie en 34% van die mense sê hulle weet nie wat dit is nie. Dis problematies. Dis problematies nie vir 'n kerk nie. Dis problematies vir die Sewendag Adventiste kerk wat 'n sendingkerk is. Die Sewendag Adventiste kerk as 'n oorblyfselkerk se doel is sending. Dis die hoofdoel. So as ons kyk na TMI, dan sien ons 35% van mense is betrokke daarbey. 28% van mense het al daarvan gehoor, maar nie betrokke nie, en dan amper 40% van mense weet nie wat dit is nie. So net by default, as iemand nie weet wat dit is nie, is mens redelik verseker dat hulle nie betrokke is daarbey nie. So net daarbey is 40% van ons lidmate nie betrokke daarbey nie, plus nog 28%. Dit vat ons omtrent na 65% toe van ons lidmate wat glad nie betrokke is nie. Ek dink dit is baie problematies wanneer dit kom by TMI, en dit is omdat TMI is besonder harde werk vir die kerkleiers. Die hele rol of die doel van TMI is vir die kerkraad, die leiers van elke departement, om geen werk self te doen nie. Met ander woorde, die hoofdiakones moet geensins self tafels dek of doopvoorbereiding doen nie. Die hoofdiaken moet geensins self hierdie goed kom skuif nie. Die hoofouderling self moet nie uitgaan om Bybelstudies en besoeke te doen nie. Dit gaan oor opleiding. Dit gaan oor leiers wat moet leiers maak. En dit is ongelooflik moeilik. Ekskuus? Lead by example. Absoluut.
absoluut, ja. Alright, ons volgende punt is dan ek dink is die laaste slide, Greg, nee? Dis reg. Alright, Reach the World Plan, alright. Meer as 50% van die mense het nog nooit daarvan gehoor nie. Mission to the Cities, 38% het dit nog nooit van gehoor nie. Centers of Influence, en dit was vir my baie seer. 54% van mense het nog nooit daarvan gehoor nie. Alright. Kom ek stel die vraag positief. Wie van u het al van sentrums van invloed gehoor? Okay. Wie van u het al Mission to the Cities gehoor? Okay. So Mission to the Cities was 'n program gewees wat aan ongeveer 2015 tot 2018 redelik sterk deur die wêreldkonferensie gedryf was. Daardie tyd het wêreldkonferensie ook 'n geleentheid hier gehad in Johannesburg in 2017 of 2018, ek dink dit is 2018, daai tyd. Wat hulle juis na die stede toe gegaan het om mense in die stede te bereik. Nou gaan ek so 'n bietjie 'n splinter in die works gooi, maar julle moet mooi dink. As Ellen White vir ons sê, kom uit die stede uit, hoekom sê die wêreldkonferensie van ons, gaan stede toe om te gaan evangeliseer? Daar is hy. Sy sê nie, kom uit die stede uit en gaan evangeliseer buitekant die stede nie. Sy sê, kom uit die stede uit, bly buitekant die stad, maar gaan in die stad in, gaan evangeliseer in die stad. Hoekom? Want dis waar die mense is. Dis reg, dis reg. Dan moet 'n balans wees, né? So Mission in the Cities sê vir ons wêreldstatistiek is meer as 50% van die wêreldpopulasie bly in stede. So as ons almal uit die stede uittrek en ons wil in die platteland gaan evangeliseer, gaan ons letterlik meer as die helfte van die wêreld se populasie mis. So ons moet in die stede ingaan, ons moet die stede gaan evangeliseer. En een van die mees effektiefste maniere om dit te doen is die sentrums van invloed. Is vir 'n gemeente om 'n sentrum van invloed te wees in die stad of die dorp wat 7 dae 'n week oop is, wat 7 dae 'n week met die mense meng, met hulle kan simpatiseer of empatiseer met hulle uitdagings, wat in hulle persoonlike behoeftes kan voorsien, wat hulle vertroue kan wen en later kan sê, kom, volg Jesus. Dis reg. Yes. Ons is geseënd in ons distrik. Ag nee, dis alraai, dankie. Ons tyd is amper op. Ons wil amper 'n roaming mic laat rondstuur. Dankie vir julle betrokkenheid. Ons is geseënd in ons konferensie. Ek dink ons het 4 sentrums van invloede in ons konferensie. Ek het die voorreg gehad in my internskap om by een van hulle te dien in een van die gemeentes om te sien hoe dit werk. Administratief baie kompleks, maar is ongelooflik effektief om mense aanhoudend te kan bedien. So TMI, geen van hierdie planne, geen van hierdie modelle is moontlik as net die predikant en die ouderlinge en die SSPM leier dit moet doen nie. Dis die verantwoordelik van elke liewe kerklidmaat. Dis die verantwoordelikheid van elkeen van ons. Want kom ons noem dit 'n shotgun approach. 'n Shotgun approach is wanneer ons gaan bemark op die radio en in die koerant en ons sê ons gaan hier so 'n groot geleentheid haal bymekaar bring. En dan bring ons, kom ons sê ons bring 100 vreemde mense in wat ons nie ken nie. Statistiek sê, miskien gaan ons na 3 maande een doop. Miskien gaan een van daai 100 by ons aansluit. Maar as elkeen van ons, en gestel ons is net 20 wat hier sit, ons is 'n bietjie meer as 20, maar gestel ons net 20, gestel elkeen van ons wat hier sit, bring 5 vriende, familie en werkskollegas saam, net 5, uit ons onmiddellike kring van evangelisasie, ons sendingkring waarin ons leef, net 5 mense. Statistiek sê, as ons 100 mense gebring het, ongeveer 30 mense by ons gaan aansluit.
aan die einde daarvan. Hoekom? Hoekom is dit so 'n verskil? Die shotgun approach, die eerste manier wat ons eintlik al vir dekades gevolg het, was nie Christ Method nie. Dit was wildvreemde mense. Ons het nie met hulle gemeng nie, ons het hulle nie geken nie, ons het nie met hulle gesimpatiseer nie. Maar ons eie vriende, ons eie familie, ons eie werkskollegas, ons eie sendingveld, dis mense wat ons ken. Ons weet wat in hulle lewens aangaan, ons weet deur wat se uitdagings hulle gaan. Ons meng met hulle, miskien op 'n weeklikse of 'n maandelikse tydperk of daagliks. En dan sit ons saam met hulle en ons sê, ek is jammer vir hierdie uitdaging wat jy het. Partykeer help ons hulle prakties met daardie uitdagings wat hulle het. Ons simpatiseer met hulle. En dan kan ons vir hulle sê, hoorie so, ons het geleentheid hierso om in hierdie uitdaging van jou te kan help. Byvoorbeeld, as daar so dalk vriende of familie is wat huweliksuitdagings het. Ons is geseënd om oor 2 maande 'n huweliksuitreikingsseminar te hê. Dit is juist nou die geleentheid wanneer ons vriende, familie en werkskollegas kan bring en sê, kom saam met my. Kom saam met my na hierdie seminar toe. Hierdie seminar fokus nie op mense wat op die rand van skeiding staan nie. Dit fokus op gewone, normale huwelike met uitdagings. So, kom saam, bring hulle saam. Ons gaan kyk om in die toekoms bietjie meer sulke programme aan te bied. Administratief is dit uitdagend, maar dit is ongelooflik effektief. Is juis om in hierdie uitdagende areas van die samelewing te voorsien. Maar ons gaan dit nie kan doen as net die predikant en net die ouderlinge en net die SSPM leier dit moet dryf nie. Elke liewe persoon moet persoonlik betrokke wees met hulle vriende, familie en werkskollegas. So in die volgende tyd, miskien so oor 'n paar maande, gaan ons kyk om elkeen van u die geleentheid te gee om 5 mense te identifiseer in die lewe. Net 5 mense, vriende, familie, werkskollegas. Jammer Freddie, Helene gaan nie meer kwalifiseer nie. En dan wil ons hê daai 5 name gaan ons neerskryf. En vir 'n tydperk gaan ons vir daai 5 name bid. Ons gaan vir daai mense bid in elkeen se lewens. En daarna gaan ons meer betrokke uitreik na daai mense. Ons wil graag meer van Jesus in mekaar en hulle lewens bring. So ons gaan 'n plan begin volg om daai 5 name, daai 5 persone in elkeen van julle se lewens te raak. Dink so lank aan daai 5 mense. Ons gaan begin met TMI. TMI, Total Member Involvement, Christ Method. So ons tyd is op, tyd vir die lesstudie. En baie dankie aan elkeen wat betrokke is by die small groups. Ek dink dit is iets waarna ek baie uitsien, om die volgende fase ook te sien gebeur. En ook om elke lid betrokke te sien met TMI. Kom ons bid saam. Liewe Here, ons dankie vir die voorreg wat ons het om u naam aan te roep. Ons dankie vir die voorreg wat ons het om ons lewens in die hande oor te gee, en om u hande en voete te wees in hierdie gemeenskap, hierdie wêreld wat u ons sendingveld vir ons gegee het. Die weer waar elkeen van ons elke dag met soveel mense in aanraking kom wat u nodig het. Liewe Here, hier is ons. Hier is ons, stuur ons, gebruik ons as die hande en voete. Liewe Here, seën en lei ons asseblief ook in die res van die programme van hierdie Sabbat. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.